Afrikaans, eerste addisionele taal, graad 4, kwartaal 2, hersiening, deel 2, Afrikaans sonder grense, hoofstuk 7, bladsy 66 tot 73, dis koud en nat. Wat moet ek wanneer doen? Dag 1, luister en praat. Dag 2, lees en kyk. Gebruik Afrikaans sonder grense handboek en werk voor in jou taalboek. Dag 3, taal, voor in jou taalboek. Dag 4, skryf, voor in jou skryfboek. Dag 5, spelling, agter in jou taalboek. So dis net op dag 1 wat jy nie hoef te skryf nie. Ander dae gaan jy in jou boeke moet werk. Dag 1, luister en praat. Luister na 'n liedjie en sing saam. Tik by YouTube in Karintlien van Jaarsveld, Dans in die Reën, of volg die skakel. Probeer om saam te sing. Die woorde is op die volgende 3 skyfies. As jy nie toegang tot die internet het nie, kan jy sommer net die woorde hardop lees. Ons tema is mos dus koud en nat, so hierdie liedjie gaan oor die reën. Ek kan nie vir jou verduidelik hoe ek oor jou voel of hoe ek dit bedoel. So staan 'n bietjie naby my. Kan jy my lippe lees? Voel jy die musiek se ritme soos druppels op 'n sinkdak? Hoe jy aan my hart vat, is asof jy reg deur my kyk. Dis wat jy aan my doen. Ek wil net dans, dans in die reën. Ek wil dans tot jy omkyk, al dans ek alleen. Ons hoef nie te praat nie, niks maak my saak nie. Kom ons dans in die reën. Ek staan vas in hierdie oomblik, die mense stap verby my. Ek kan nie my oë kry om van jou ne weg te kyk. Ons praat mekaar se taal. Jy kom aangestap na my toe. Ek hoor hoe reën dit harder. Musiek word al hoe sagter. Dit is nou net ek en jy en die druppels rondom ons. Ek wil net dans, dans in die reën. Ek wil dans tot jy omkyk, al dans ek alleen. Ons hoef nie te praat nie, niks maak my saak nie. Kom ons dans in die reën. Ek wil net dans, dans in die reën. Ek wil dans tot jy omkyk, al dans ek alleen. Ons hoef nie te praat nie, want niks maak my saak nie. Kom dans in die reën. Na 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 na. Dans in die reën. Ek wil net dans, dans in die reën. Ek wil dans tot jy omkyk, al dans ek alleen. Ons hoef nie te praat nie, niks maak my saak nie. Kom ons dans in die reën. Ek wil net dans, dans in die reën. Ek wil dans tot jy omkyk, al dans ek alleen. Ons hoef nie te praat nie, want niks maak my saak nie. Kom dans in die reën. Oh, kom ons dans in die reën. Dag 2, lees en kyk.
Lees die gedig op bladsy 72 van jou handboek. Winterrympie. Tip tap, waterspat. Reendruppels op die pad. Tip tap, waterspat. Alles sommer gou nat. Die kinders wil graag buite speel, maar dit reën net heeltemal te veel. Tip tap, waterspat. Speel speletjies binne op die mat. In die kaggel brand die vuur en die reën bly val uur na uur. Beantwoord die vrae in jou taalboek. Van die vrae mag dalk vir jou moeilik wees, omdat jy nuwe dinge uit die antwoorde gaan leer. Nommer 1. In watter seisoen speel die gedig af? Lente, somer, herfs, winter? Watter seisoen? Nommer 2a. Wat word deur die woorde tip tap beskryf? B. Waarom word die woorde tip tap so baie herhaal? C. Voltooi. Tip tap is 'n voorbeeld van wat nabootsing. Nommer C is nogal moeilik, so wanneer ons merk, dan gaan jy sien wat is die antwoord as jy nie weet nie. Nommer 3. Hoekom kan die spreker nie buitentoe gaan nie? Nommer 4. Skryf die woord in die gedig wat met 'n deelteken geskryf word neer. Gee nog 2 voorbeelde van woorde wat met 'n deelteken geskryf word. Onthou, 'n deelteken is daardie 2 kolletjies bo 'n letter, gewoonlik bo die letter E. Nommer 5. Skryf al die woorde wat rym neer. Rhyming words noem ons dit in Engels. Nommer 6. Skryf die woord in die gedig wat met 'n koppelteken geskryf word neer. Gee nog 2 voorbeelde van woorde wat met 'n koppelteken geskryf word. 'n Koppelteken is 'n klein streepie tussen 2 woorde. As jy nie seker is van enige ander woorde wat met 'n koppelteken geskryf word nie, gaan jy uitvind wanneer ons merk. Nommer 7. Skryf die volgende woorde uit die gedig neer. A. 2 werkwoorde, verbs in Engels, so dis doenwoorde. B. 4 selfstandige naamwoorde, nouns in Engels, so dit is iets waaraan jy kan vat. Ons gaan dan nou die werk merk. Onthou, jy mag nie na die antwoorde kyk voor jy nie jou eie antwoorde neergeskryf het nie. Ons merk in kleur, jy hoef nie verbeteringe te doen by 'n begripstoetsie soos hierdie nie. Goed, kom ons merk die antwoorde. Nommer 1. Die gedig speel in die winter af. Dalk het jy gesê herfs, dit sal ook reg wees, maar winter is eintlik die antwoord wat ek soek. 2a. Dit beskryf die geluid van die reën, soos dit teen die venster val. B. Tip tap word baie herhaal, want dit reën baie. C. Tip tap is 'n voorbeeld van klanknabootsing. Copying sound, dit is basies wat klanknabootsing beteken. Die reën maak tip tap, en so laat die woorde ons dink aan die reën. Nommer 3. Hy sal nat word. Dit is hoekom die seun nie buite kan gaan speel nie. Ja, dit reën, maar ook hy sal nat word. Dan nommer 4. Die woordjie reën word met 'n deelteken geskryf. Daar's nog woorde, byvoorbeeld voels, moer, leë, oë, beïndruk, wat met 'n deelteken geskryf word. As jy enige ander woord, wat 'n regte Afrikaanse woord is, geskryf het, is dit ook reg, solank dit 'n deelteken het. Kyk ook mooi na die woord beïndruk, daar is die deelteken op die I in plaas van die E.
Dan nommer 5 se rymwoorde, spat, pat, nat, mat. Speel, veel, vuur, uur. Nommer 6, die koppelteken. Gou word met 'n koppelteken geskryf in die gedig en daar's nog voorbeelde soos speel, Suid-Afrika, hulle. Daar's nog baie ander woorde in Afrikaans wat met 'n koppelteken geskryf word. So as jy 'n regte Afrikaanse woord daar het, dan kan jy hom ook merk. Nommer 7. 2 werkwoorde, spat, speel, brand, val. En B, 4 selfstandige naamwoorde, water, reendruppels, pad, kinders, reën, kaggel, vuur. Dag 3, taal. Doen die aktiwiteite voor in jou taalboek. Die eerste onderwerp is homofone. A. Pas die woorde in die blokkie by die korrekte opskrif in die tabel. Die eerste een is vir jou gedoen. Nou voor ons verder gaan, kyk wat sê die muur. Hy sê, onthou, die seun dra klere, clothes. Die kleure, colors, van sy klere is blou en wit. So as ons nou moet kies uit groen, hemp, baadjie, goudgeel, jas, blou, pers, langbroek, dan moet ons dit onder kleure, colors, of onder klere, clothes, invul. Die eerste een is vir jou gedoen. Groen is 'n voorbeeld van 'n kleur, kleure in die eerste kolom. B. Kies die woord tussen hakkies wat korrek gespel is. Nommer 1. Hy gooi ys of ys in sy koeldrank. 2. Dit is baie koud in die winter. 3. As dit nie reën nie, is die grond hard of hard. 4. In die winter brei of brei my ma vir my 'n trui. Daar's vir jou voorbeeld B1. Hy gooi ys in sy koeldrank. Jy sal agterkom dat die woorde in hakkies presies dieselfde klink, maar dit is anders gespel. Dis baie belangrik dat jy die woorde reg spel. Dan C gaan oor leestekens. Vul die ontbrekende leestekens in. Jy moet kies tussen 'n komma, tussen 'n punt, komma, vraagteken, 'n uitroepteken en aanhalingstekens. Nommer 1. Kry jy koud? Nommer 2. Clinton sê, ek kry nie koud nie. Nommer 3. Dra 'n hemp, 'n trui, 'n baadjie en 'n jas. Nommer 4. Gee jou jas vir my. Hier is 'n voorbeeld, C1. Kry jy koud? En daar's 'n vraagteken. Goed, jy moet nou A, B en C doen in jou taalboek voordat jy dit kan merk. Onthou, spelling is baie belangrik. Moet nog nie aangaan nie, tensy jy dit klaar gedoen het en reg is om te merk. Goed, kom ons merk jou antwoorde. A, die kleure, groen, goudgeel, blou, pers. Ek noem net dat goudgeel 'n intensiewe vorm is van geel, soos wat 'n mens grasgroen of potblou kry. Dit beteken by goudgeel, dit is baie geel. By klere het ons hemp, baadjie, jas en langbroek. B, spelling is baie belangrik hier. Hy gooi ys in sy koeldrank met 'n lang y. Dit is baie koud in die winter met 'n D. As dit nie reën nie, is die grond hard met 'n D. As jy dit met 'n T gespel het, beteken dit jou hart in jou liggaam. En dit is nie reg nie. Dan nommer 4, in die winter brei my ma vir my 'n trui met 'n kort y. Dan nommer C, vul die ontbrekende leestekens in. Jou antwoord moet presies soos hierdie antwoorde lyk. Nommer 1,
Kry jy koud? Vraagteken. 2. Clinton sê, dubbelpunt, aanhalingstekens. Ek kry nie koud nie, punt, aanhalingstekens. Baie belangrik dat jy al 4 leestekens daar het en dat die punt voor die aanhalingstekens aan die einde kom. Nommer 3. Ek dra 'n hemp, 'n trui, 'n baadjie en 'n jas, punt. Let ook op, daar is nie 'n komma na 'n baadjie nie, want die woord en volg dit. Nommer 4. Gee jou jas vir my, kan met 'n punt of met 'n uitroepteken geskryf word. As jy enige foute hier gemaak het, moet jy dit verkeerd merk met jou kleurkruid en langsaan die regte antwoord skryf as 'n verbetering. Dag 4. Skryf. Doen die aktiwiteite voor in jou skryfboek. Maak 'n kopkaart van die seisoene. Lees die opdrag onderaan bladsy 68 van jou Afrikaans sonder grense handboek en doen die aktiwiteit in jou skryfboek. Maak jou eie kopkaart van die 4 seisoene. Gebruik prentjies of tekens self. Skryf die maande van die jaar. Onthou, die muur sê daar 'n kopkaart se opsomming. Die tema kom in die middel en die ander punte vloei daaruit. So die tema hier is seisoene, seasons in Engels. Ons het die somer, summer in Engels, en daar is die eerste maand Desember. Dan moet daar nog 2 maande geskryf word. Herfs is autumn in Engels, en die eerste maand daar is Maart. Wat is die ander 2 maande? Winter, winter in Engels, eerste maand is Junie, wat is die ander 2 maande? En lente, September is die eerste maand daar, wat is die ander 2 maande? In Engels noem ons dit spring. Goed, jy kan dit mooi kleurvol maak en prentjies bysit. 'n Mens gebruik ook baie keer 'n kopkaart wanneer jy 'n storie beplan, of as jy selfs werk opsom vir vakke soos sosiale wetenskappe of natuurwetenskappe en tegnologie. Dis belangrik dat jy die maande se name reg spel. So kyk asseblief na die spelling van hierdie maande. April, November word dieselfde gespel as in Engels, maar Februarie, Mei, Oktober, Julie, Januarie, Augustus word anders gespel. Dis belangrik dat jy die maande se name reg spel wanneer jy dit invul. Reg, doen nou die aktiwiteit voor ons dit merk. Jy kan nie die antwoorde kyk as jy nog nie die aktiwiteit gedoen het nie. Kom ons merk nou die aktiwiteit. By die somer het ons Desember, Januarie, Februarie. By herfs het ons Maart, April, Mei. By winter het ons Junie, Julie, Augustus. En by lente het ons September, Oktober, November. Spelling op dag 5. Leer die woorde en skryf op dag 5 'n speltoets daaroor agter in jou taalboek. Kom ons kyk na die woorde. Lank, die seun is baie lank. Lang, die meisie het 'n lang rok aan. Nuut, die kar is nuut. Nuwe, ek het 'n nuwe selfoon. Koud, dit is baie koud buite. Koue, ek hou nie daarvan om koue kos te eet nie. Sag, die kat is lekker sag. Sagte, ek slaap onder 'n sagte kombers. Warmer, môre is 'n warmer dag as vandag. Warmste, Appington is een van die warmste plekke in Suid-Afrika. En so is ons alweer klaar met die hele week se werk. So as jy al jou werk gedoen het, kan jy baie trots wees op jouself.